Goeiedag julle en welkom aan elkeen van julle. Dankie dat jy inskakel. Dankie dat jy hierdie video deel met mense. Dankie dat jy hierdie pad saam met ons stap. En weer eens mag ons vandag iets ontdek van wie God is en waarmee hy besig is in jou lewe. Nou, het jy al opgelet hoe kinders hulle kan verwonder oor die eenvoudigste dinge? Hulle kan vir 'n hele paar minute langs 'n ry mure sit en kyk. Vir die meeste van ons is dit net mure wat rondhardloop en jou pla. Maar vir kinders is dit iets besonders en hulle is sommer opgewonde daaroor. En ek het al gewonder, wanneer verloor ons daardie vermoë om onsself te verwonder, om in awe te wees, soos die Engelse sê. Want hoe ouder ons word, hoe meer begin ons soos daardie mure leef. Ons hardloop van die een ding na die volgende, besig. En ironies genoeg, raak ons so besig om soos die mure te leef, dat ons nooit weer tyd maak om na hulle te kyk nie. Ek is bang dieselfde gebeur dalk met my eie geloof. Ek raak so besig met die lewe, dat ek ophou om regtig te kyk. Ek hou van hoe Dawid dit in Psalm 8 beskryf. Nadat hy na die hemel, die maan en die sterre gekyk het, skryf hy die volgende. Wat is die mens, dat u aan hom dink? Die mensekind, dat u na hom omsien? Dawid kyk nie net na die skepping nie, hy sien iets van die Here daarin. En ek dink dit is een van die mooiste geskenke van aanbidding. Aanbidding begin soms nie deur harder te sing nie, maar om stadiger te kyk. Dit is interessant hoe Jesus mense gedurig leer om te kyk. Hy sê mos vir ons, kyk na die voëls. Hy sê kyk na die blomme. Hy sê kyk na 'n mosterdsaad, kyk na 'n skaapwagter, kyk na die kinders. Dit is asof hy die heeltyd sê, moenie deur hierdie lewe jaag nie. Staan stil en kyk. En ek wonder hoeveel mooi dinge mis ek en jy elke dag. Kanse om verwonder te wees. Ons is soms so te besig dat ons nie meer 'n sonsopkoms sien nie. 'n Kind wat lag, 'n vriend se boodskap op presies die regte tyd, 'n oomblik van vrede in 'n besige dag, 'n gebed wat beantwoord word. Die Here wat al die jare langs jou is en jou gedra het. Hoe meer ek leer kyk, hoe meer ontdek ek die Here se goedheid. En hoe meer ek my verwonder, hoe egter word my aanbidding. So vandag wil ek jou uitnooi, gaan sit net vir 5 minute iewers waar jy die natuur kan geniet. Dalk 'n bankie in 'n park of onder jou gunsteling boom in jou tuin. Moenie jaag nie. Kyk net. Verwonder jou weer oor alles wat God gemaak het. En dan kan jy maar net 'n eenvoudige gebed bid daar waar jy sit en sê, Here, help my om weer in verwondering te leef. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U met ons harte besig is. En die ene wat U regtig met ons harte doen, is om dit stiller en rustiger te maak. Ons wil mense wees wat die heeltyd in verwondering is oor waarmee U besig is en wie U is. Daar's 'n ou liedjie wat gesê het, Open the eyes of my heart, Lord, I want to see you. Mag dit sommer vandag die lied en die gebed in ons hart wees. En dit kom vra ek in Jesus se wonderlike naam. Amen. Namens my, Heini, en die hele beleefspan, wens ek vir jou 'n besonderse mooi dag toe. Mag jy vandag in God se goedheid vasloop. Mag jy iets van sy hart ontdek. En mag sy vrede jou hart en jou gedagtes bewaar.